In Kolossense 2 vers 6 en 7 skryf Paulus: Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. In die Nuwe Lewende Vertaling staan dit so: Nou dat julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat aan hom verbonde is, bly in Christus geanker en bou op hom, standvastig in die geloof soos julle geleer is, en loop oor van dankbaarheid. Dankbaarheid is nie 'n gevoel nie, dit is 'n geloofskeuse. In 'n wêreld waar mense vinnig is om te kla en stadig om dankie te sê, herinner Paulus ons dat 'n dankbare hart die plek is waar geloof begin groei. Ons leef in Christus gewortel. Hy is ons grond, ons voeding, ons stabiliteit. Soos 'n plant met 'n sterk wortelstelsel wat diep uit die aarde voeding kan optrek, so teken Paulus vir ons die prentjie van ons geloof wat uit die grond van dankbaarheid groei. 'n Ondankbare mens kyk altyd na wat kort kom, na wat hulle nie het nie, of daar is gedurende vergelykings met ander mense, die bure, werkskollegas, skoonfamilie, noem maar op. Daarteenoor sien 'n dankbare mens wat reeds gegee is. Hulle fokus is by al die tallose seëninge wat hulle daagliks, uierliks, onverdiend van God ontvang. Dankbaarheid is nie die resultaat van omstandighede nie, maar die vrug van ons verhouding met God. Dit groei wanneer jy opnuut bewus raak van God se genade, selfs te midde van moeilike tye. Dankbaarheid verander jou fokus, van tekort na oorvloed, van vrees na geloof. Dit is om te sê, ek verstaan nie altyd nie, maar ek vertrou altyd. Wanneer ons dankbaarheid oefen, wanneer ons dit regtig leef, begin geloof dieper wortel skiet en ons geloofsboom begin vorm aanneem. Dit is hoe geestelike volwassenheid lyk, nie om altyd te voel dat alles goed gaan nie, maar om te weet dat God goed is. In Engelse geloofsgemeenskappe het ek al hierdie mooi groet gehoor: God is good all the time. Yes, all the time God is good. Hier is vir ons 'n uitdaging. Kies vandag om jou fokus te verskuif van wat jy dink of glo jy kort kom, na wat God reeds vir jou gedoen het. Beter nog, fokus nie net op God se goedheid en genade nie, maar op wie hy is. Skryf elke oggend 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is en sê dit hardop vir die Here. Kom ons bid saam. Here, ons glo saam en bely dat U goed is, altyd goed is. Dankie vir alles waarmee U ons elke sekonde van die dag seën, en dankie vir die ewige lewe wat U vir ons gegee het. Dankie Here Jesus dat U ons ingekoop het in U familie. Help ons om nie te fokus op wat ons dink ons nog nodig het of minder het as ander nie, maar om te fokus op U liefde en U genade. Help my ook vandag daarmee asseblief. Amen.